1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Die toring van Babel. Lank gelede, net na die groot vloed van Noag se tyd, het al die mense op aarde een taal gepraat. Dit beteken almal kon mekaar verstaan, net soos al die kinders in jou klas dieselfde taal praat en mekaar kan verstaan. Of jy nou met jou beste maatjie of met 'n vreemde persoon gepraat het, almal het presies geweet wat jy sê. Die mense het stadig maar seker oor die aarde versprei vanaf die plek waar Noag se ark geland het. Op 'n dag het 'n groot groep mense by 'n pragtige groot vallei uitgekom in 'n land wat Sinar genoem is. Die vallei was plat en groen met baie water en vrugbare grond, perfek vir 'n nuwe tuiste. Kyk net hoe mooi is hierdie plek, het die mense vir mekaar gesê. Kom ons bly hier. Ons hoef nie verder te trek nie. Toe het hulle 'n plan begin maak. Kom ons bou vir ons 'n stad, het hulle gesê. En in die middel van die stad sal ons die hoogste toring bou wat nog ooit gebou is. So hoog dat die bopunt tot in die hemel sal steek. Die mense was baie slim. Hulle het uitgevind hoe om bakstene te maak deur klei in die son te bak totdat dit hard word. Vir sement het hulle teer gebruik wat hulle in die grond gekry het. Dit was amper soos wanneer jy met boublokkies speel, maar hierdie was regte groot bakstene. As ons hierdie toring bou, het die mense vir mekaar gesê, sal almal van ons weet. Ons sal beroemd wees. Dan sal niemand ons kan vergeet nie. En as ons almal saam in hierdie een stad bly, sal ons nie oor die hele aarde hoef te versprei nie. Maar hulle het een baie belangrike ding vergeet. Hulle het vergeet van God. In plaas daarvan om te dink aan hoe hulle God kan eer en gehoorsaam, wou hulle net beroemd word en hulle eie name groot maak. God het afgekyk na die aarde en gesien wat die mense besig was om te doen. Hy het gesien hulle dag na dag harder en harder werk om hulle toring hoër en hoër te bou. Maar God het ook gesien wat in hulle harte was, dat hulle trots was en net aan hulle eie roem gedink het. God het geweet dat as mense aanhou om net aan hulle self te dink en nie aan hom nie, sou hulle al hoe meer verkeerde dinge begin doen. Hy het ook geweet dat hy wou hê die mense moes oor die hele aarde versprei, sodat hulle oral kon woon en werk en oor die aarde kon volmaak en geniet. Toe het God iets wonderlik gedoen. Hy het die mense se een taal in baie verskillende tale verander. En skielik kon die mense mekaar nie meer verstaan nie. Kan jy dink hoe dit moes gewees het? Die een groep werkers vra vir bakstene, maar die ander groep verstaan nie wat hulle sê nie en bring dalk water. Een groep sê goeiemôre, maar die ander groep dink hulle praat van 'n storm. Dit moes baie de mekaar gewees het. Die mense het probeer om aan te hou werk, maar dit was onmoontlik. As jy nie kan verstaan wat die ander werkers sê nie, hoe kan jy saam met hulle 'n toring bou? Stadig maar seker het die mense begin om in kleiner groepe te verdeel. Elkeen het saam met die mense gegaan wat dieselfde taal as hulle gepraat het. Die verskillende groepe het in verskillende rigtings begin trek om nuwe plekke te vind om te woon. Die stad en die toring is nooit klaar gemaak nie. En die mense het die plek Babel genoem, wat deurmekaar beteken, omdat God daardie een taal in baie tale verander het en die mense die mekaar gemaak het. En dis hoekom ons vandag so baie verskillende tale in die wêreld het. Party mense praat Afrikaans, ander Engels, ander Zulu of Xhosa of Sotho. Daar is honderde tale reg oor die wêreld. Hierdie storie leer ons baie belangrike lesse. Dit wys ons dat ons nie moet probeer om onsself belangrik te maak nie, maar dat ons eerder moet dink aan hoe ons God kan eer. Dit leer ons ook dat God wil hê ons moet die hele wêreld volmaak met verskillende mense in verskillende tale en verskillende kulture.
God het nie die verskillende tale gemaak om die mense te straf nie, maar omdat hy geweet het, dit sal die beste wees vir almal. Vandag kan ons sien hoe mooi dit is as daar soveel verskillende tale en kulture in die wêreld is. Dit maak die wêreld 'n interessante en kleurvolle plek. So, terwyl jy nou rustig raak, kan jy dink aan al die verskillende tale wat mense reg oor die wêreld praat. Almal is spesiaal en belangrik in God se oë. En onthou, al praat ons verskillende tale, is God se liefde vir ons almal dieselfde. Fluit, fluit, my storie is uit.